God ons Vader, wil U vir ons lei deur die Gees om U woord te verstaan. Dankie Here dat ons die voorreg het om saam te hoor wat U wil is vir ons, al is dit soms nie vir ons so lekker nie, Here. Maar wil U vir ons as U kinders deur U groot liefde omhels en ook leer. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam met Matteus 21 en ons lees by vers 28. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met 2 seuns. Hy het vir die een gaan sê: "Seun, gaan werk vandag in die wingerd." "Ek wil nie," antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord: "Goed, pa," maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê die eerste. Toe sê Jesus vir hulle: "Dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys, en julle het hom nie geglo nie, maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie." Broers en susters, ons lees net tot sover in die woord van die Here. Nou, soos jy weet, dit is nou vandag Vadersdag en dit is eintlik ook jeugdag. So ons het nou so 'n bietjie vaders en kinders dag vandag. En in hierdie gedeelte het ons dan ook nou 'n vader en dan nou van die kinders. Maar iemand het een keer gesê oor die vader en die kind die volgende: "When I was a boy of 14, my father was so ignorant, I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much he had learned in just 7 years." So sê Mark Twain. So die ouers leer dan ook 'n bietjie, né? Iemand anders, Charles Wadsworth, het gesê: "By the time a man realizes that maybe his father was right, he usually has a son who thinks he's wrong." So tref dit net, nie? Onbekende man het gesê: "One night the father overheard his son pray, 'Dear God, make me the kind of man my daddy is.' Later that night the father prayed, 'Dear God, make me the kind of man my son wants me to be.'" Ja, broers en susters, ons as vaders voel maar soms ons kan ook nie heeltemal alles op die regte manier doen nie. En soms is dit maar erg as jou kind na jou kyk en sê: "Oef, jy is nou my Here." Voel jy nie reg veel van die Here nie. Maar broers en susters, die verhoudinge tussen ons as veral nou vaders en kinders is 'n baie belangrike een. Daar is al baie dinge geskryf oor hoe die verval eintlik van die samelewing is, omdat daar nie eintlik meer vaders is nie. Die afwesige pa, né? Want saam met die pa wat nie daar is nie, verloor ons gewoonlik ook dan nou dissipline, né? Want die pa is dus oor die algemeen 'n bietjie strenger as die ma. Die ma is maar altyd die een wat moet troos, so oor die algemeen, né? Maar wat sal nou gebeur as ons nie meer pa's het nie, né? En ons het nie meer ook dissipline nie. Nou, dis nie moeilik om te weet hoe die wêreld gaan lyk nie. Ons kan maar net in die koerante kyk. Dis hoe die wêreld lyk as daar nie dissipline is nie. As ons maar net kan doen wat ons lus is voor. Dis jammer om dit te sê, broers en susters, maar die lewe kan nie net troos wees nie. Daar moet ook dissipline wees. Want as daar nie grense is nie, dan is ons 'n grenslose lewe. Dan is daar ook nie moontlikhede nie. En dis die verskriklike ding as ons dissipline en daarmee dan nou 'n vader se dissipline verloor het in ons lewe.
Nou broers en susters, ek wou nou insit so 'n bietjie wys, maar ons klank het ook nou gesneuwel. Dit gaan oor 'n dogter wat dan ook sing vir 'n pa, na pa se hande wat vir haar so belangrik is, want die hande is hande wat haar omhels en troos, maar dit kan ook so hard so staal wees as mens stout is, né? En dan sê sy, maar sy besef dat 'n pa se hande is soms sag en soms hard, maar dit alles wys sy liefde. So die lied waarna ek verwys is Daddy's Hands. Julle kan dit dalk gaan luister, miskien op YouTube kry of so. Goed broers, is nou interessant genoeg in Matteus verwys Jesus nogal baie na Vader, wat die Vader in die hemel ook. En dan wys hy ook dat hierdie hande van die Vader is ook soms sag. Eintlik sou ons kon sê dis amper te sag vir ons, né? As mens maar lees daar in Matteus 5, dan sê die Here die volgende: maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? So broers, hierdie Vader sê soms dat ons dink soms, ja, maar ons wil die mense nou net straf en regryk, né? Dan vergeet ons baie keer dat ons is ook maar mense wat straf verdien. En dan sê God, ja, maar wees lief vir hulle. Want die Vader weet hoe het is om iemand lief te hê wat kwaad is vir jou. Hoeveel ouers moes nou, hoeveel paas moes nou daai stilstype van daai kind, as hy nog gestraf is, verduur, né? Dis nie lekker nie. Die pa moet maar vasbyt, en môre oormôre dan word hulle dalk weer goed en besef, ja, maar miskien was papa nou nie heeltemal so verkeerd nie, miskien was ek daarom ook 'n bietjie stout. Ja, broers, susters, so God die Vader is amper, soms voel ons te lief, want hy sê vir die vyand om die vyand ook lief hê. En dan, broers, sê hierdie Vader van ons ook, dat ons liefde moenie 'n vertonerige storie wees nie. Hierdie liefde wat hy vra en wat hy doen, is een wat mens nie altyd sien nie, né? Daar in die nag as almal slaap, dan word daar maar daar in die kar gekarm, net om die ding reg te kry, die kinders môre kan skool toe gaan, né? Daar waar niemand dit sien. Want daai liefde is ware liefde, dis die vertonerige liefde. En daarvan lees ons in Matteus 6. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon klaar weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees. En jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Ja, broers, susters, so is dit dat God die Vader se liefde is nie een waarmee hy trompette blaas nie, maar hy doen dit daar waar niemand van ons dit eers sien nie. En waar ons baie keer in die slaap is, dit is waar die Vader sy liefde vir ons wys. Maar, broers en susters, dan is die verskriklike dat sy wil, die wil van ons hemelse Vader, is die goeie. Hy wil die goeie, maar ons wil ander goed. En daarom sê hy, maar julle wat my wil doen, julle is my kinders. Hoe staan dit in Matteus 6? Hy sê, so moet ons ook bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde. En in Matteus 7, nie elkeen wat van my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
So broers, susters, ons Vader sê vir ons, dit is die regte manier, en dit is hoe ons dit moet doen. Al is dit vir ons as kinders nie altyd so lekker nie. Nou broers, susters, Matteus, het ons nou 21, het ons nou hierdie gelykenis gelees, en die Here Jesus sê, maar goed, daar was nou die pa met die 2 seuns, en hy gaan nou na die een seun toe, hy het 'n wingerd, en hy sê vir die een seun, maar wil jy nie asseblief in die wingerd gaan werk? En dit is nogal 'n onbeskofte mannetjie, en hy sê, nee, ek wil nie. Wie wil nog gaan werk as ek vir die TV games kan sit by die huis? Dis mos nie lekker, hè? So hy sê, nee, wat ek gaan dit doen nie, dankie, en dis dit. Nou kom hy sê, ja, maar die vader kon hom nou vir die seun 'n lekker pak slaag gegee daar, en dan sien ons nou weer hoe eintlik onverstaanbaar genadig die vader is. Hy gee nie vir hom pak nie, hy los hom nou maar eers. Hy sê nie, dis reg nie, maar hy los hom nou eers. En dan gaan hy na die ander seun toe en hy sê, ag my seun, maar wil jy nie dalk in die wingerd werk? En die seun sê, ja, natuurlik gaan ek in die wingerd werk. En natuurlik weet ons nou hoe dit uitgedraai het. Die een wat dan gesê het, nee, hy gaan nie, te laat, ag maar, ek was dan ook nog, dit is dan nou my pa, en toe het hy nou maar wel gaan werk, en die ander een wat nou mooi praatjies gemaak het, wat trompette geblaas het, hoe goed hy nou vir God gaan dien, wel, hy het natuurlijk nou maar op die einde niks gedoen nie. Nou wat interessant is in hierdie gedeelte is, die woord wat nou gebruik word, om te sê, die seun het op die ou einde, nee, daai woord wat gebruik word vir op die ou einde, dit word eintlik meer gebruik in die gelykenis en meer gebruik in Matteus, wat nogal baie belangrik is. Daai op die ou einde word ook gebruik in die volgende gelykenis. Jesus vertel die volgende gelykenis, is ook 'n man met 'n wingerd en parskype en alles, en dan kom nou huurders, en hulle huur nou dit, en hulle oes saam met die oes in, en die man is nou in 'n verre land, en dan stuur hy nou van sy diensknegte om nou sy deel van die oes nou te kry. En dan stuur hy slawe, en dan vra hulle, ekskuus tog, maar ek is nou die landeienaar, en ek wil net so 'n bietjie van die oes, wat dan nou my deel is, hè. En wat hulle doen is, hulle slaan die slaaf, een is dood, en beseer, en so, hulle jaag hulle weg. Maar dis nou net die huurders, nie, hulle besit nou nie die land, nie. En dan sê die eienaar wat nou ver is, hy sê, nee goed, maar ek sal nou, maar weer slawe, nog meer slawe stuur, en sê, maar kan julle net teruggee, dan die deel wat nou aan my behoort, en ook hierdie word geslaan, en hulle jaag hulle dan weg. En dan word dieselfde woord nou gebruik word, van op die ou einde, nee, op die ou einde, einde ten laaste, en so amper kon sê, op die heel laaste, stuur hy dan sy seun, en hy sê, maar tog, hierdie huurder sal toch sekerlik hierdie seun van my ontsien, en dan vir hom nou die nodige gee, wat dan nou my deel is. En dan die verskriklike deel, broers, susters, waar hulle die seun nie ontsien nie, en hom ook doodmaak. Nou daai einde ten laaste, die seun wat hy gesê het, nee, ek sê Lizzie, het op die ou einde, nee, daai selfe op die ou einde het die vader, wat dan nou God is, sy seun gestuur, en hy is ook doodgemaak. Einde ten laaste. Nou wat verskriklik is, broers, is dat hierdie woord kom ook voor in die stukkie wat ons nou hier teen die einde lees. Ons lees hierso van die tollenaars en die prostituie. Jesus is nou, mense sou kon sê, Jesus is nou, of God die Vader is nou soos die eienaar, of soos die pa, en dan gaan hy nou na sy mense toe, sy kinders, nee, die skrifgeleerdes, die fariseërs, en hy vra vir hulle, maar doen my wil, nee, doen die deel wat julle gesê het. En hulle sê, ja, ons gaan vir u dien, ons gaan dit doen, nee, en het hulle dit gedoen? Nee. Maar wat van die ander? Wat van die prostituie en die tollenaars? Hulle sê, nee, hulle doen die verkeerde goed die hele tyd. Hulle sê, nee, ons wil nie doen wat God wil nie, nee. Maar wat lees ons, die ontstellende van wat het toe op die ou einde toe gebeur? Daar staan in Matteus 21, Johannes het gekom en julle die regte pad te wys. En julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna, dis nou op die ou einde, berou gekry en hom geglo nie. Nou broers, susters, hoe verskriklik sal dit wees,
as die Here dan nou nie deur sy kinders gehoor word? As die Here dan nou sê, nee, maar die wat nou gesê het, nee, hulle gaan dit nie doen nie. Maar hulle het dit toe gedoen wat God se wil is, wat God die Vader se wil is. Broers, susters, eintlik het dit so gebeur, dat ons wat sy kinders is, het op die ou einde dit maar nie gedoen nie. Maar sy een kind, wat eers gesê het hy wil nie, het dit toe gedoen. Hoe staan dit in Matteus 26? En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus wou ook nie. Jesus het ook gesê, nee, ek kan dit nie doen nie. Dis die kruis, dis die dood. Maar op die ouend het hy dit gedoen, broers en susters. So die Vader se een seun het geluister. Laat ons asseblief tog nie sê ja en nie luister nie. Kom ons bid saam. Here ons God, ons is dankbaar dat U ons kinders gemaak het, kinders van die Vader, en dat U vir ons lief is, en dat U vir ons genadig is, en dat U vir ons deur die Gees by mekaar bring, as U kinders. Jammer, Here, dat ons ja sê, maar ook nie U wil doen nie. Dankie, Here Jesus, ons broer. Dankie dat U die seun is, wat al wou U nie die kruis wegloop nie, dat U dit tog gedoen het, sodat ons kan lewe. Jammer, Here, dat ons soms maar stoute kinders is, en nie luister vir ons vaders nie. En nie besonder nie luister vir U, ons Vader, wat die beste vir ons wil hê. Leer vir ons en lei vir ons deur die Gees. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.